En vandag graag met julle ietsie deel en ietsie doen wat ons op Bybelskool geleer het. Nou daarvoor het ek 'n volunteer nodig om hier voor te kom staan. Ons sal pastoor hulle daarby uithou. So enige volunteer wat hier voor sal staan. Aha. Wie ken al die storie? Maar nie te min. Ek wil jou 'n paar vrae vra. En ek wil asseblief hê jy moet so eerlik as moontlik wees. Weet dat ek jou bietjie op die spot gaan sit. Dis nou nie om jou swakhede uit te wys nie. Maar dit om 'n punt te kan bewys. Sal jy sê jy's 'n goeie mens? Ek dink ek is 'n goeie mens. Ek dink jy's 'n goeie mens. Gaan ons dit bietjie op die proef kan stel? Dis reg? Het jy al 'n leuen vertel? Ja, almal het al, dink ek. Het jy al ietsie gesteel? Toe ek klein was, ja. Nommer Potte 2. by 'n maatjie. Goed, dis nommer 2. Het jy al iets begeer wat nie joune was nie? Ja, baie keer as ek 'n mooi kar sien ry, dan dink ek, o, ek soek daai kar, of as ek iemand in 'n mooi rok sien, dan dink ek, yes, ek soek daai rok, of ja, so iets. Nou as ons kyk na die 10 gebooie wat ons ken, het jy al klaar 3 van die 10 gebooie verbreek. Ja, ek het. Nou daarvolgens kan jy nog steeds sê jy's 'n goeie mens. As jy klaar 3 goed gebreek het, 3 goed verkeerd gedoen het. Ek kan eintlik nie, nee. Gaan ons nie. Maar gelukkig, soos wat ons geleer het in die Nuwe Testament, deur God se genade, God se liefde, is ons vergewe van ons sondes. En deur sy genade kan ons gerus stel as ons 'n kind van die Here is, dat hy ons sal vergewe vir wat ons verkeerd gedoen het. Maar dit is maklik om te sê of om iemand se swakheid te kan uitwys uit foute wat ons gemaak het. Maar God het weggedraai en ons vergewe van daardie sondes. Hy vergewe en vergeet van ons sondes. Nou ons het 3 punte van die 10 gebooie aangeraak. Wie kan vir my die ander 7 opnoem? Ons mag nie moord pleeg nie, is nog een. Met God eers lief hê, okay pastoor. Ons terug in die kerk. Ons moet die ander ook kans gee. Kom enigiemand anders. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Sorry? Jy moet jou moeder en jou vader, jy moet jou moeder en jou pa eer aan hulle betoon. Was nog? Love your neighbor, yes. Soos almal kan dan so 'n bietjie hier en daar iets onthou. Die 10 gebooie is vir ons gegee in die Ou Testament. Dit was die eerste verbond wat God met 'n volk gestel het, toe hy hulle uit Egipte uitgelei het. En hy het op die 2 klippe geskryf, die 10 gebooie, en vir Moses gesê, gee dit vir die volk, laat hulle hier volgens lewe. Maar ons almal weet, soos wat ons mens is, was hulle ook mens. En dis onmoontlik vir ons as mens, om al 10 gebooie te kan onderhou. Of jy nou van so kleins af tot nou toe is, somewhere along the line het jy iets gedoen, van die 10 gebooie. Iewers het jy iets verkeerd gedoen. As ons kyk in Eksodus 20. Eksodus 20 vanaf vers 1. Dis waar ons die 10 gebooie kry soos wat God die wet vir hulle gegee het.
Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawerhuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde aan die vir die geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie onstrafbaar laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar op die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd nie. Of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy esel, of iets van jou naaste is nie. Dis wat ons die 10 gebooie gekry, soos wat Jesus dit neergeskryf het vir hom. Nou dit was in die Ou Testament gewees. Nou as ons kyk na die eerste 4 gebooie, gaan oor God. Die eerste 4 gebooie gaan oor God en om God te gehoorsaam. Volgende 6 gaan oor jou en jou naaste. En hoe jy moet optree teenoor jou naaste. En hoe jy moet optree teenoor jou vader en jou moeder. En dis 'n riglyn wat God vir hulle gegee het om volgens te lewe. Maar doen ons werklik daaraan? Lewe ons hartlik volgens daardie 10 gebooie? Alhoewel ons 'n nuwe gebod gekry het, die Here met 'n nuwe verbond met ons geskep het as wedergebore kinders, dink julle tog die 10 gebooie het heeltemal weggeval? Dink julle ons moet dit net wegstoot en los? Ons kan nie. Dis nie hoe dit werk nie. Die 10 gebooie was ons fondasie gewees wat die Here vir ons gelê het. En soos enige gebou wat jy bou, of dit 'n brug of 'n groot of 'n huis is, jy moet 'n sterk fondasie hê. As jy 'n swak fondasie het, of 'n skewe fondasie het, gaan jy nie kan bou nie. En God het goed gedink om dit vir ons te gee, om 'n sterk fondasie te hê, om op te werk. Want hy het dit vir sy volk wat hy uitgekies het hy gegee. Want hy het geweet, hy gaan 'n pad stap met hierdie mense, om dit sy eie volk te maak, om hom te kan loof en prys, en hom te kan eer gee. As ons kyk na die 10 gebooie, en ons kyk na die Nuwe Testament, behalwe in Matteus 6, wat die hele testament weer uitgesit is,
kan ons deur die hele Nuwe Testament sien dat die 10 gebooie weer genoem word, of soortgelyk aan die 10 gebooie weer genoem word. So, dit word vir ons herhaal, om ons te kan herinner aan hierdie 10 gebooie, en ons te kan wys, maar Jesus het volgens dit gelewe, toe hy afgekom het. As ons kyk na nommer 1, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Ons kan dit kry in Johannes 14 vers 6. Johannes 14 vers 6 sê vir ons, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So dit sê vir ons, daar's net een. Daar's net een God en daar's net een pad wat jy na God toe kan gaan. Dis deur Jesus. En Jesus het klaar vir ons daai pad oopgemaak deur toe hy aan die kruis gesterf het. Ons kan direk na God toe gaan. Weereens, dit is hoe Jesus gelewe het. Hy het dit uitgebeeld. Ons kyk na nommer 2. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak wat bo in die hemel is of van ander op aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Daar kan ons kyk na 1 Johannes 5 vers 21. Wat vir ons sê, my kinders, bewaar julle self van die afgode. As ons kyk na Johannes 5, waarsku die Here vir ons teen alle verkeerde dinge. En hy het ons hier duidelik gewaarsku, bewaar jouself van afgode. Want dit is 'n verkeerde ding om te hê. Soos wat ek gesê het, jy mag geen gesneede beeld hê nie. Jy mag nie gelykenis hê nie. Jy mag geen afgode aanbid behalwe God homself nie. En Jesus het dit baie duidelik vir ons gemaak, hoeveel keer in die Nuwe Testament. As ons kyk na nommer 3. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydel gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie onstrafbaar laat bly nie. Dit kry ons in Matteus 6. Matteus 6 vers 9. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Ons moet God se naam heilig maak, nie ydel gebruik nie. En hoe baie sit ons in TV kyk, en vir al die oorseese prente, dit is iets wat baie erg is. Hoe gebruik hulle nie die Here se naam nie? Dit is baie keer 'n pynlike ding, en jy sit sommer die TV af. Dis wel 'n gewoonte. Dis asof dit hulle taal is. Maar dit is so verkeerd vir ons om God se naam edel te gebruik. Ons sê God sleg as ons dit doen. Maar as dit per ongeluk slaan jou vinger en jy sê jou per ongeluk verkeerde woorde, dis nie reg nie. Baie van ons is baie keer skuldig daaraan. So ons moet pas op om die Here se naam verkeerd te gebruik. Ons moet sy naam heilig. Ons kyk na nommer 4, die 4de gebod. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Dit kry ons in Matteus 12 vers 8. Maar die seun van die mens is Here, ook van Sabbat. Nou wat Sabbat beteken is dit, dis rus, dis rusdag. Die dag waarop jy moet rus. En soos wat ons kinders van die Here is, vind ons rus by die Here. Vind ons rus by Jesus. Dis hoe dit sê, want die seun van die mens is Here, ook van die Sabbat. Dis ons rus. Dis waar ons rus vind.
Daar's soveel gedeeltes waar ons dit nog kan aanhaal ook. By al hierdie gebooie. Ek het dit seker as dit uitgehaal om 'n punt te kan uithaal. As ons kyk na die 5de gebod. Wat sê eer jou vader en jou moeder, dat jou dag verleng mag word in die land wat die Here jou God jou gegee het. Ons kry dit in Efesiërs hoofstuk 6 vers 1. Wat sê? Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Hoekom sê dit vir ons in die Here? Want dit is hoe die Here geleef het. Ek weet as ons kyk na Jesus, toe hy op aarde was, hoe was hy teenoor sy ouers gewees? Hy het hulle ten volle gerespekteer. Hy het altyd tyd gemaak vir sy ouers. Hy was altyd daar vir sy ouers. Maak nie saak waar hy was, toe sy woord gekry het hy gesorg en by sy ouers uitgekom. En hy het hulle altyd gehelp. En as ons vandag kyk, waar party kinders is in die dorp, hoe hulle teenoor hulle ouers is, ek wil eintlik skaam kry vir die ouers onderhande. Want as my kind gaan vir my vloek en skel binne die dorp, ek beloof jy, hy gaan nie sit voordat hy by die huis kom nie. Maar dis ongelukkig hoe dit vandag is, want die lyfstraf is weggevat. Daar's nie meer respek teenoor ons ouers nie. En ouers is baie keer sag teenoor hulle kinders. Ek sê nie julle almal is nie, maar nie verkeerd verstaan nie. Maar dit is hoe dit buite die wêreld gaan. Daar's nie respek vir die ouers nie, want die ouers het nie respek vir hulle kinders nie, en hulle het nie respek vir hulle ouer mense nie. Dit word afgeskuif. En kinders doen wat hulle sien hulle ouers doen. Hoe hulle ouers optree. So, as jy gaan optree sleg teenoor jou ouer mense, of teenoor die mense wat jy moet respekteer, jou kinders gaan die voorbeeld volg. En dis ongelukkig hoe dit werk. En as jy nie 'n punt daarvan gaan maak, om dit reg te stel nie, of jou kinders reg te leer nie, gaan dit net verder afgaan in die generasie. Dis 'n goeie woord vir ons sê. Julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here. Want die Here het dit nooit gedoen nie. Hy het respek vir ieder en elkeen, veral vir mense bo hom, vir Jesus, vir sy Vader gewees. As ons kyk na die 6de gebod. Jy mag nie doodslaan nie. Dis 'n groot een. Letterlik en figuurlik. Jy mag nie doodslaan in beding, jy mag nie moord pleeg en iemand fisies doodmaak nie. Dit was 'n groot ding in die ou tyd. As jy doodgemaak het, was jy doodgemaak. Jy was te reggelê geweest. Hulle het nie kanse gevat soos vandag nie. Maar nou kyk ons in die Nuwe Testament. In Johannes 3, 1 Johannes 3, vers 15. Elke wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets by lewens in hom het nie. En jy sê Jesus het vol, om te haat, is net so goed, jy pleeg moord. Want jy kan jou hart self so verhard, deur om mense om jou te haat, dat jy self 'n moordenaar van jou maak. Jy kan iemand so haat en sê jy wil niks meer met hom doen nie, jy kan hom so sleg sê, op die ou einde van die dag, dat die see hom nie kan afwas, soos wat ons sê, die daar mens laat doodgemaak, veral in jou eie hart, het hom doodgemaak, hy beteken niks meer vir jou nie. En dit is wat die Bybel vir ons sê, elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En ongelukkig gaan jy nie die ewige lewe ontvang, as jou hart verhard is nie. Jy kan dit nie doen volgens jou naaste nie. Jy kan dit nie doen teenoor jou broer of jou suster nie. Ons moet pas op vir wie ons wat sê, ons haat, wat ons in ons hart het. As ons kyk na die 7de gebod,
Jy mag nie egbreek nie. In Matteus 5, vanaf vers 27 en 28. Julle het gehoor wat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk en haar te begeer, om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. En ons kan as ons mooi luister na hierdie verse, kan ons agterkom, want die Here sit baie klem op ons hart, hoe ons hart is, in die Nuwe Testament. Want ons, met ons hart, kan ons baie keer meer skade aandoen, as wat ons fisies aandoen. Wat ons sê, kan meer skade doen, as wat ons fisies doen. En dit geld nie net vir die mans nie, dit geld vir die dames ook. 'n Dame wat na hierdie vrugsgeboude mans kyk en begeer, hy kan my wel nie eerder so gewees het nie. Jy mag dit nie doen nie. Want die woord sê dit reguit vir ons. As jy dit begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Dis duidelik. En ons moet deel wat ons ontvang. Dis presies wat hier kom ons tiendes op by. As jy werk en jy ontvang, jy deel jou tiende, jy deel met die wat nie het nie. Jy deel met die wat gebrek het. Maar sommige mense in ons tyd dink om te steel is 'n werk. As ons vandag se lewe kyk, dit is ongelukkig een van daai dinge, as hulle die kans kry, dan sal hulle dit doen. Maar die Bybel sê, die wat steel sal gestraf word. En hulle sal nie daarvan afkom nie. As ons kyk na die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Kolossense 3 vers 9 sê vir ons, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Lieg nie vir mekaar nie. Dit is so maklik om net 'n klein liedjie te vertel. Baie vandag. Beteken doen mense dit onbewustelik. Jy vertel 'n liedjie na die tyd van, ja, maar dit is mos nie wat gesê moes word nie. En dan beteken sê jy 'n klein liedjie, en dan vra jy met jou oor dieselfde ding, dan word daai klein liedjie so leeg. Dis iets wat baie vandag ons baie diep in die moeilikheid laat kom. En om 'n klein liedjie te vertel, ag, dit is 'n klein liedjie, dit is nie so erg nie. In die Here se oë, 'n klein leuen is 'n leuen. Sonde is sonde. Al is dit 'n klein sonde, sonde bly sonde. 'n leuen bly 'n leuen. Ons kan nie sê ons het 'n klein wit liedjie vertel om ons in die moeilikheid te bring. Die Here sal my vergewe daarvoor nie. Dit werk nie so nie. As ons daai mentaliteit het van ons het 'n klein leuen vertel of ons het 'n klein sonde gedoen, dis oukei, dat is ons verkeerd. Ons kan dit nie so insien nie. 'n leuen bly 'n leuen, sonde bly sonde in die Here se oë. Ons kan nie net 'n klein wat liedjie vertel en sê ons kan daarmee wegkom nie. As ons kyk na die 10de gebod. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste nie. Nou ons lees in Jakobus 4. Jakobus 4 vers 3. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Ons begeertes laat ons baie keer in die moeilikheid.
Want ons wil altyd begeer en altyd net dink wat ek wil hê. Ons dink nie wat wil die Here hê nie. Ons dink nie waarmee is ons gebless nie. As jy 'n voertuig het, dit kan dalk 'n ou kar wees. Hy kan dalk al met mekaar uitval. As die Here jou met hom gebless het, wees tevrede met wat jy het. Ja, ons almal wil graag 'n nuwe kar hê. Ons almal wil graag daai mooi huis hê. Maar moet dit nie begeer nie. Werk daarvoor. Want dis waarvoor die Here jou die gawes gegee het, die talente gegee het om te werk. Soos wat ons gesien het ook. Wat die Bybel vir ons gesê het, jy moet arbeid deur met sy hande te werk wat goed is. Nou as jy werk, kan jy kry wat jy graag sou wil hê. Jy kan 'n beter kar kry, jy kan 'n beter huis kry. Maar ons mag nie begeer van wat ons naaste het nie. Want dan maak ons hart oop vir die verkeerde redes. Veral teenoor om te begeer teenoor 'n vrou of 'n diensknegt of 'n diensmaagd. Oolik as jy gaan begeer teenoor mens, dan maak jy weer jou deure oop om te egbreek. Dit loop hand aan hand. Want as jy gaan 'n ander man se vrou begeer of 'n ander vrou se man begeer, dan is dit net so goed, jy breek egbreek. Dit kom op dieselfde neer, dit kom terug op mekaar. Dit wys jou net hoe goed met die Here gedink toe hy die 10 gebooie uitgesit het. Almal werk saam met mekaar. En om te begeer, kan dit ons 'n groot las laat veroorsaak. Dit kan jou hart swart maak, dit kan jou hart verhard. En dit kan jou tot op die besluit laat kom om verkeerde dinge te laat doen. So ook om te steel. Weereens ons gaan terug na 'n vorige gebod toe. Die Here het die 10 gebooie vir ons uitgelê met 'n rede. Om ons 'n riglyn te gee om daarvolgens te kan werk. En as ons vandag dink dat die 10 gebooie was net vir die Ou Testament, is ons verkeerd. As ons 'n bietjie gaan sit en dink aan hoe ons optree teenoor die 10 gebooie. As ons net vat ons week wat verby is, het ons ten volle die 10 gebooie geonderhou? Of het ons vandag dalk hier 'n pen gevat? Of het ons vandag dalk 'n kar begeer wat hier verby is? Dit is so maklik om dit te doen. Dit is so in ons menswees vandag wat ons daai foute kan maak. Maar soos wat ons geleer het in die Nuwe Testament, het die Here sy seun gestuur as mens te word. Jesus het vir ons gesterf aan die kruis vir ons sondes en ons verkeerde dade. En hy het oopgemaak en 'n nuwe verbond met ons geskep. Nou die 10 gebooie was 'n verbond met sy volk gewees. Die nuwe verbond wat die Here met ons geskep het deur Jesus, het hy ons gereinig. En deur sy genade en sy liefde word ons vergewe van wat ons doen. Maar soos wat ek al gesê het, ons kan nie sê die Here gaan ons vergewe as gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het nie, so ons kan nou maar net aangaan nie. Ons kan nou maar net steel nie, of ons kan nou maar net begeer nie. Dis nie hoe dit werk nie. Want as ons doelbewus sondes pleeg en verkeerde dinge doen, is dit nie reg in God se oë nie. As jy per ongeluk dalk iets gedoen het en jy sê vir die Here, okay, ek besef ek het 'n fout gemaak. Here, vergewe my asseblief. Dan gaan hy jou vergewe. Maar as jy weet wat jy nou doen is verkeerd, en jy doen dit nog steeds, is jy in die moeilikheid. Die Here gaan dit nie ongedaan laat staan nie. Jy gaan jou straf kry, want al die dinge wat ons doen het gevolge. Ons lewe in die wêreld. As jy gaan moord pleeg, gaan dit jou toesluit. Jy kan nie dan sê, Jesus, Here, help my asseblief.
Ek het 'n moord gepleeg, ek wil nie tronk toe gaan nie. Dit werk nie so nie. Jy gaan gevolge dra vir wat jy gedoen het. En dit geld vir al die 10 gebooie. As jy 'n ander afgod het wat jy aanbid, kan ek jou beloof die Here is nie in jou huis nie. Hy gaan nie daar wees nie. Want as jy iemand anders gaan aanbid as God, hy gaan sy rug op jou draai. En so kan ons afgaan deur almal van hulle wat God vir ons gegee het, maar volgens ons kan lewe. So ek wil hê ons moet bietjie gaan kyk en op pad vorentoe wat ons loop. En die 10 gebooie bietjie deurskryf, sit dit in jou beursie, sit dit in jou sak, iewers waar jy dit kan sien. En lees dit so nou en dan, en besef bietjie, hoor jy, dit is wat ek dalk nou gedoen het, dis een van die gebooie wat ek verkeerd gedoen het. En maak jou saak reg. Ek wil hê ons moet bietjie teruggaan en onthou, hoekom het die Here vir ons die 10 gebooie gegee? En ek wil hê ons moet onthou, hoekom het God sy seun vir ons gestuur? En vir ons daai sondes te kan vergewe en ons dinge reg te kan maak. Die Here, God het dit nie verniet gedoen om sy seun te stuur vir ons sondes nie. Want die Here het gesien ons kom kort van wat ons moet wees. Hy het gesien wat hy vir ons gegee het en hoe hy wil hê ons moet lewe, kon ons self nie doen nie. So hy het sy seun gestuur om ons te kan help. Hy het sy seun gestuur om ons te kan verlos. Maar tog nog ons as mens is swak. Niemand van ons is volmaak nie, nee maar. Ons almal het foute. Ons almal maak foute. Ons almal kom kort. Maar deur Jesus se genade, deur Jesus se liefde en sy seun wat vir ons gesterf het, kan ons vergewe word. So ek wil hê ons moet gaan kyk hierdie week wat kom. Skryf vir jou 10 gebooie neer, klein papiertjie, hou dit by jou. Herinner jouself waarvolgens jy moet lewe. En kyk waar kom jy tekort. En maak reg met jou sake daaromtrent. Kom ons staan dan met ons saam. Vader, ons dankie dat ons vanmôre weer eens opnuut kan sien, Vader. Dat ons as mens kortkominge het. Dat ons as mens sukkel, Vader, om volgens te lewe wat ons moet, Vader. Vader, maak ons harte rustig en harte skoon, Vader, en help ons. Dat ons hierdie 10 gebooie wat U vir ons gegee het, weer kan nakom, Vader. Vader, ek weet, U guns en U liefde is daar om ons te kan vergewe, Vader, en ons te kan help. Vader, en ons vra dat die Heilige Gees, Vader, in ons kan woon en ons kan lei, Vader. Want U het vir ons Heilige Gees gestuur, Vader, om ons te kan help waar ons kort kom, Vader. Vader, vra, lei ons en bewoed en bewaar ons deur hierdie weke wat kom, Vader, dat ons kan lewe volgens wat U wil en volgens wat U vir ons verwag, Vader. Ons is maar net hier, Vader, om 'n instrument in U hande te kan wees, Vader. Dat U ons kan help en dat ons werke kan doen volgens U wil, Vader. Ons bid dit in ons wil nie, maar uit U wil alleen. Amen. Dankie, geniet julle dag verder.